Hallo, ek is Ronel Besuidnout en jy luister uit 'n voorlesing van 40 dae van oorwinning. Vandag is die 21ste dag in lydingstyd en ons gesels oor oorwinning oor negatiewe gedagtes. In Romeine 12 vers 2 staan daar: Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar laat God julle verander deur julle gees te vernuwe. Negatiewe denke is veel meer as bloot 'n slegte gewoonte. Dis 'n geestelike las wat mettertyd diep loopgrawe in ons gedagtes grawe. Dit herhaal aanhoudend dieselfde donker storie, dat jy nooit werklik sal verander nie, dat omstandighede altyd dieselfde sal bly, dat jy alleen in jou stryd is. Hierdie gedagtes voel dikwels vir ons waar, bloot omdat dit so bekend geword het. Romeine 12 leer ons egter dat ons denke deur God vernuwe kan word. Hierdie verandering gebeur nie deur die ontkenning van die realiteit nie, maar deur die doelbewuste vervanging van leuns met God se ewige waarheid. Aan die kruis het Jesus nie net ons sonde gedra nie, maar ook die mag van die vader van die leuen finaal gebreek. Oorwinning beteken dat jy jou gedagtes aktief onder God se lig bring. Dis 'n genadige proses waar God jou interne narratief stadig maar seker sal herstel. Daarom wil ek graag vir jou bid. Here, ek bely dat my gedagtes dikwels vasgevang word in donker en swaar patrone. Help my om u stem van waarheid duideliker te hoor as my eie innerlike kritiek. Vernuwe my gees en breek die mag van negatiewe stories oor my lewe. Lei my gedagtes weg van vrees en rig my fokus doelbewus op u lig en op u hoop. Dankie dat u my nie los soos ek is nie, maar my van binne af nuut maak. Amen. Tot môre, dan gesels ons oor oorwinning oor eensaamheid.